verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie jy sê die Here is my. Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeienaand, dit is weer Sondag aand hier op Kruiskyk, Desiree Gelvin hier vanaf Newcastle, KwaZulu-Natal wat weer vanaand met jou lekker kom gesels rondom die woord van die Here. Nou ek glo, u het 'n geseënde tyd in die Here gehad met die Paastyd wat nou net verby is en dat die Here vir jou sommer op 'n kragtdadige wyse ontmoet het. Nou, ek wil vanaand met u 'n gedeelte uit die woord van die Here uitdeel, hier uit Exodus 3, hier in die Ou Testament. Net so 5 versies wil ek vanaand graag saam met jou lees. Nou, voordat ek lees, moet ek u net daaraan herinner, dat u wie nog nie 'n dekodeerder het nie. U is baie welkom met ons kontak te maak en ons gaan vir iemand op jou spoor sit, sodat jy, wat dalk vanaand by iemand anders hierdie boodskap luister, wat nie 'n dekodeerder het nie, wel een kan ontvang. Nou ek lees vanaand vir ons hier uit Exodus 3, so 5 versies in die opskrif, die roeping van Moses. En Moses het die kleinvee opgepas van sy skoonvader Jethro, die priester van Midian. En toe hy die kleinvee agter die woestyn gedryf het, kom hy by die berg van God, by Horeb. Daarop verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. Toe die Here sien dat hy nuuskierig nader kom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. En hy sê, moenie nader kom nie, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan is heilige grond. Nou koningskind, jy wie vanaand ingeskakel is en luister, ek wil vanaand vir jou sê, dit is wanneer God op die toneel verskyn, helder en vurig soos wat ons hier gelees het, dat dinge in jou lewe gaan beginne verander. Skielik word ordinair, extraordinair in jou lewe. Die gewone in jou lewe begin dan buitengewoon te raak. En dit wat onheilig is, word heilig gemaak deur die teenwoordigheid van die Here. Dit is wanneer jy en ek 'n ontmoeting met die Here het, wanneer jy en ek in sy heilige teenwoordigheid inkom, dat daar werklik 'n verandering kan plaasvind. Ek wil dit sommer sê, there will be a shift in the spiritual realm, wanneer ek en jy in kontak kom met hierdie brandende doringbos, met hierdie teenwoordigheid van die Here, met hierdie vuur van die Heilige Gees, halleluja. Ek weet nie van jou nie, maar ons sing 'n koortjie in die kerk wat sê, you won't leave here like you came in Jesus' name. Bound, tormented, oppressed, sick or lame, for the Holy Ghost of Acts is still the same. You won't leave here like you came in Jesus' name. En ek wil vir jou sê vanaand, jy wie luister, jy wie ingeskakel is, jy wie gefokus is, jy wie 'n brandende begeerte het om iets uit die hand van die Here te ontvang. Ek wil vir jou sê, jy wat vanaand kyk, jy wie vanaand luister, jy sal nie dieselfde uitbeweeg as wat jy ingekom het nie, want Jesus Christus is gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Ek wil vanaand vir jou sê, dit bly 'n feit, dat baie mense wat in die huis van die Here by mekaar kom, ons is miskien 50 of 100 of 300 of 500 en ons is almal in dieselfde diens, in
dieselfde teenwoordigheid van die Here, waar die Here kragtig werk, maar nog steeds stap mense by daai deure uit, vermoeid, belas, siek, en hulle is nog steeds gebind, hulle het hier ingekom met 'n binding, en hulle stap uit die huis van die Here uit met 'n binding. Het jy ook al gewonder, waarom dit dan so is? Jy sien, ek lees in hierdie geleesde gedeelte, dat Moses was nuuskierig, hy het nuuskierig gewees, en hy het nader gekom. Miskien is jy een van hulle, wie dieselfde uitstap, as wat jy ingestap het. Ek wil jou verseker vanaand, kind van God, dat die probleem lê nie by ons meester nie. Die probleem lê nie by Jesus vanaand nie. Sy teenwoordigheid, sy salwing, sy aanraking is nie beperk nie. Dit is nie beperk net vir 'n groepie mense nie, want die Here is nie 'n aannemer van die persoon nie. Jy sien, Jesaja 59 vers 2 is duidelik. Hy sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Ek wil vir jou sê, sonde bring skeiding tussen jou en die Here. Sonde bring skeiding tussen my en God vanaand, halleluja. Ek lees so tydjie gelede, lees ek 'n getuienis van 'n pastoorsvrou. Mense wat vir jare in die bediening staan, mense wat vir jare ander na die Here toe kan lei, ander kan bemoedig, ander kan leer van die Here, vir hulle bid en dinge gebeur. Maar hier die pastoorsvrou wat kon teaching aanbied, sy het 'n probleem gehad. Sy was een van die mense wat terwyl sy in die diens van die Here gestaan het sy nie die ervaring beleef nie, het sy dieselfde uitgestap as wat sy ingestap het, halleluja. Ek wil vanaand vir jou sê, mense sien dalk die buitekant raak, maar God sien jou aan die binnekant. Miskien is jy op 'n raad, miskien is jy in 'n orkes, miskien is jy 'n koortjieleier, miskien is jy selfs die prediker vanaand in jou eie gemeente, maar hier in jou binneste is daar 'n droogheid, in jou binneste is daar iets wat verhoed, dat jy werklik kan deurbreek, halleluja. Ek wil vir jou sê, hierdie vrou, wat in diens van God gestaan het, haar probleem was, dat sy 'n gees van bitterheid in haar binneste rondgedra het, sy het 'n gees van trotsheid gehad, halleluja, en dit was besig om haar te verwrig, dit was besig om die lewe uit haar uit te druk, halleluja. Ek wil vir jou sê, kind van God, daar is 'n tyd en dit is nou, wat die Here wil hê, dat ons sal deurbreek, halleluja, dat ons nuuskierig sal naderkom, om in sy teenwoordigheid te wees. En jy weet, op 'n dag gesels sy en haar man natuurlik oor hierdie dinge in haar hart en in haar lewe. En haar man sê vir haar, weet jy wat, jy gaan jou roeping mis, as jy jou nie ten volle oorgee nie. Ek wil vir jou sê, as daar ooit 'n tyd in die kind van God se lewens was, dat ons ten volle oorgegee moet wees, is dit nou meer as ooit. Wat, liewe luisteraar, is daar in jou hart vanaand, wat tussen jou en die Here staan? Kry klaar daarmee, want dit gaan vir jou 'n duur prys kos, halleluja. Jy sien wat sy, hierdie vrou nodig gehad het, was nie bloot net nog 'n formule nie. Sy het die vuur van die Here, sy het die salwende krag van die Heilige Gees in haar lewe nodig gehad. Ons sing dit so in ons gemeente, so lekker, it's the Holy Ghost and power, and he's keeping me alive. Wil jy lewendig wees vir die Here, dan wil ek vir jou sê, het jy die inspraak van die Heilige Gees nodig, jy het die krag aanraking van God se Gees nodig. Jy sien, sy het 'n direkte ontmoeting met God nodig gehad. Hoeveel maal, kind van God, was jy al tussen mense gewees, waar die Heilige Gees werk, maar jy ontvang nie? Is dit nie dalk moontlik, dat daar 'n penwortel in jou hart is nie, iets wat verhoed dat jy kan deurbreek, soos hierdie vrou, wat hierdie gees van trotsheid en bitterheid rondgedra het nie?
Ek wil vir jou sê, tensy jy vanaand besef dat jy 'n behoefte en 'n probleem het en dat jy nie kan besef dat jy ten volle oorgegee moet wees nie, sal jy en ek nooit ons volle potensiaal in die Here bereik. Dit wat die Here vir jou en my bestem het, ons sal dit nooit ten volle kan benut en in besit neem as ons nie ontslae raak van die dinge wat verhoed, dat ons nuuskierig kan nader gaan en kan sien, hier is 'n brandende bos, hier is die teenwoordigheid van die Here, want die Here wil vir jou soveel meer doen as wat ek en jy aan kan dink. Hierdie penwortel groei vertikaal afwaarts en hy is 'n dominante wortelstelsel waar dit ander dinge spruit. Wat se binding is daar in jou hart? Wat se penwortel is daar in jou hart? Dit is tyd dat jy dit sal uitruk in die naam van Jesus, sodat jy ten volle kan oorwin. Daardie eie ek, baie kinders van God het daardie eie ek, daardie hoogmoed is niks anders as hoogmoed nie. Daardie verslawings waaraan jy so vashou, jy sê, ag ek rook net 'n bietjie, of ek vat net 'n een ou knertjie. Nee, jy sal moet klaar kry daarmee, want jy sien, liewe luisteraar, daardie biddeloosheid, daardie louheid, daardie ontrouheid om op te kom na die huis van die Here, ontrou te wees in dit wat God van jou en my verwag. Ek wil vir jou sê, tot tyd en wyl jy nie ten volle gaan oorgee nie, en ek meen dat jy daardie punt sal bereik waar jy kan erken en werklik bely en let go and let God have his wonderful way, sal jy nooit bereik wat God vir jou beplan het en instoor het nie. Moses was nuuskierig genoeg om nader te kom aan die verskynsel van die brandende bos. Ons het 'n seun in ons gemeente, 'n tienerseun, 'n Chinese, hy verstaan nie eintlik die Afrikaans nie, die bietjie Engels kom deur en hy verstaan dit. Hy woon die dienste by, hy woon die bid hier by, alleen, sonder familie, hulle laai hom af, halleluja. Hy kom bid hier toe, so 2 Sondag terug is hy hier in die huis van die Here, hy is in die bidkamer daaronder. Jy sien, hierdie Daniel is nuuskierig, hy wil weet, as hy hoor ons kondig iets af van Woensdag of Donderdag, dan kom vra hy vir my, what now, what is happening? Ek wil jou sê, ons bid een hand hier in ons gemeente, en ek loop hier op hierdie lang stoepie buite, en ek sien hy volg my, en ek hoor duidelik hoe hy sê, Jesus, where are you? Jesus, where are you? Ek wil vir jou vanaand sê, kind van God, as hierdie kind, wat in 'n ander geloof groot word, kan sê, Jesus, where are you? Hy is nuuskierig, dis hoekom hy opkom. Ek wil vir jou sê, so iemand sal die hemel maak, halleluja. Is jy nie moeg om net op 'n distansie te staan en aanskou nie? Moeg om maar net daar te wees en tog gebeur niks in jou binneste nie. Alles gebeur om jou en jy kan gaan vertel van die wonderlike diens, maar niks het in jou gebeur nie, kind van God. As jy in die oorwinning wil leef, as jy wil beweeg met autoriteit, dan is dit tyd om waarlik oor te gee, halleluja. Die woord van die Here kom hier in vers 16 en hy sê, ek het terdee ag gegee op julle en op wat julle in Egipte aangedoen is. Jy moet vanaand weet, kind van God, hy weet alles. Jesus is bewus van jou en my. Daar is vir hom absoluut niks verborgen nie. Hy weet van daardie penwortel in jou hart vanaand, halleluja. Hy gee ag daarop. Jeremia 1 vers 5 sê, hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. God gee ag op jou en my. God sien jou en hy sien vir my, van die woord van die Here leer my, dat hy is El Roi, die God wie my sien, halleluja. He knows us. He knows us. Jesaja 43 sê, moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep. Jy is myne, halleluja. En met die Here aan jou kant, kind van God, is jy en ek die meerderheid. My vraag vanaand aan jou, liewe luisteraar, is, hoe desperaat is jy vir die vuur van God in jou binneste? Desperate times call for desperate measures. As jy vanaand net kan comprehend en besef dat dit jy is en dat dit ek is, that we are standing in the need of God, dan sal ons desperaat genoeg wees om die tyd uit te koop, om in die binnekamer te gaan en die deur agter ons toe te maak en die Here van die leerskare aan te roep totdat hy deurbreek in jou hart en in jou lewe, halleluja.
Want jou desperaatheid moet jou dryfkrag word, kind van God, om ten volle oor te kan gee. Ek vra jou, hoe desperaat is jy? Is jy nog nuuskierig in die dinge van die Here? Wil jy nog nuuskierig naderkom en te sê, Here, ek wil nie net meer sien nie. Here, met my oor het ek gehoor, maar nou het ek nie aanskou, nou het ek nie ervaar, halleluja. Dis tyd, kind van God, dat jy nie net 'n toehoorder en 'n toeskouer sal wees nie, maar dat jy 'n deelnemer sal wees, halleluja, van die heerlikheid van God. En wanneer God dan sê, soos hier in vers 17, daarom het ek, sê die Here, besluit, ek wil julle uit die ellende van Egipte laat optrek. Kind van God, hy wil jou help. Ek het vir jou gelees, hy gee ag. Hy wil jou help. Hy het besluit, hy wil jou help, halleluja. Hy wil jou help, en as hy gesê het, hy wil jou help, dan kan geen helse mag, geen instansie, geen familielid, geen verslawende omstandighede, geen mens kan hom keer nie, want as God begin beweeg, wie kan hom keer? Psalm 55 vers 22, hy sê, give your burdens to the Lord, and he will take care of you. Vanaand hier ten slotte wil ek vir jou wie luister uitnooi. Gee oor aan hom, die enigste ware helper, Jesus Christus. Wil jy nie vanaand, soos Moses, begin nuuskierig raak oor dit wat jy sien voor jou nie? Jy sien hoe die Gees van die Here werk. Wil jy nie bietjie nuuskierig raak en nader kom nie? Ontslaa raak van die bindinge van die penwortel in jou hart en nader kom, sodat die Here ook vir jou kan aanraak, sodat die Here jou kan oplig, sodat die Here jou kan aandoen met sy salwende Heilige Gees krag en teenwoordigheid. Wanneer laas het jy die vuur van die Here in jou eie lewe ervaar? Kind van God, hy's nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Die uitnodiging is hier vanaand, en as jy wil ek wil saam met jou bid, steek jou hand op, al sien ek jou nie, Jesus sien jou, dis al wat tel. As jy vanaand dalk nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, lig jou hand op. Jesus gaan nou hier by jou en by my verby, en ek wil graag saam met elkeen vanaand bid. Here, baie dankie dat ek vanaand 'n gebed kan doen. Here, eerstens vir mense wat nog nie tot bekering gekom het nie. Here, vir mense wat nog nie hulle lewens vir U gegee het nie. Here, ek wil bid dat Julle sal uitruk soos 'n brandhout uit die vuur. Here, U gaan kom, Here, U kom soos op hande, en ek wil bid vir siele, Here, om in te kom vir U koninkryk, Here. Here, U is nog steeds die God, Here, wat red, wat genees en wat doop met U Gees. Here, dan kom ek vanaand en ek bid vir mense wat sê dat hulle U kinders is wat U dien, maar Here, iewers in hulle lewens het hulle dinge beginne toelaat. Here, daar's soveel verkoudheid, vermoeidheid, belastheid, daar's soveel wêreldsheid, Here, in die liggaam van Christus ingekom. Mense, Here, wat predik, wat nie reg is nie, Here, en mense leen hulle ore daaraan uit, Here, en dan op 'n dag bevind hulle op 'n plek, Here, op 'n ashoop, en hulle besef, Here, hulle het na verkeerde woord geluister, hulle het na verkeerde boodskappe geluister, Here, dinge wat hulle nie gehoor begin streel het, en hulle voel verwyderd van U vanaand, Here, maar ek weet, die koortjie sê, Jesus gaan nou weer verby, by jou en by my verby. Here, sien elke hand raak, Here, lig hulle op, Here, rig hulle op, Here, verlos hulle, maak hulle vry vanaand, in die naam van Jesus. Ek bid vir elke krankheid vanaand, Here, en ek kom in die naam van Jesus, en ek bind en gee bevel in elke kranke gees nou, om te los, in die naam van Jesus Christus, want U, Here, is die geneesheer, en ek dank U daarvoor, in Jesus wonderlike naam, amen. Mag die Here vir jou seën, kind van God. Ek wil vanaand vir jou sê, Jesus stel intens in jou belang. Wil jy nie maar vir hom 'n kans in jou lewe gee nie? Miskien het jy nie eens vanaand jou hand opgesteek nie. Jy het nou nog steeds 'n kans, 'n geleentheid. Want ek wil vir jou sê, dis nie meer baie lank, dan gaan ons Jesus sien. Ek groet jou tot 'n volgende keer. Mag die Here jou seën. Totsiens.